Goeiedag almal. In die wandelgange is daar al meer murmureringe oor wat volgende gaan gebeur in ons land. En ons moet vir mekaar sê, dinge is baie onseker. En daarom gaan ons vanmôre die groot vraag vra, hoe maak ons as dinge onseker lyk? Mag jy regtig deur hierdie diens geseën word. Maar voordat ons met die diens begin, kom ons bid eers saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. O Here, mag U genade, barmhartigheid en vrede werklik vandag ons deel wees. Amen. Kom ons loof vanmôre die Here met gesang 29, Grote God, aan U die eer. In die Bybel staan daar, waarmee sal ek die Here tegemoet gaan en my buig voor die hoë God? Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaaroud kalwers? Sal die Here 'n welbehae en duisende ramme en 10.000 strome van olie? Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is, en wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God. Sover uit Micha 6, ons het daar van vers 6 tot 8 gelees. Nou hoor vanmôre dat jy welkom is by God, maar nie as gevolg van iets wat jy gedoen het nie, inteendeel. Maar sien ook raak wat God van jou as sy kind verwag. Hy sê, wat verwag hy anders van jou as om reg te doen, liefde te betrag en ootmoedig te wandel met hom. Kom ons nader nou tot God en ons vra hom dat hy ons sal help om so voor hom te lewe. wil, Vader, vir my. U liefde bly my by, nader my God, by U
U woord verseker my, nader my God by U, nader my God by U, nog nader waar hartseer, pyn en leed my weer loslaat, sal U my nooit vergeet, my nooit verlaat. Dan sal my lied nog bly, nader my God by U, nader my God by U, nog nader by. Kom ons bely ons geloof, ons doen dit met die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons bid saam. O Here onse God, dankie dat U woord deur die eeue dieselfde gebly het en dat ons vandag nie 'n nuwe boodskap gaan hoor nie, maar dat ons herinner gaan word aan 'n ou waarheid. O Vader, wees ons genadig en seën ons harte met U woord. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons lees vandag uit Psalm 46 Psalm 46 vanaf vers 1 tot 12, so kom ons begin daar by vers 1. Vir die musiekleier van die kinders van Korag met sopraanstemme 'n lied. God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef, daarom sal ons nie vrees nie. Al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see, laat sy waters bruis, laat hulle skuim, laat die berge bewe deur sy onstuimigheid. Die stroompies van 'n rivier maak die Godstad bly, die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. God is daar binne en dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. Nasies het gebruis, koninkryke het gewankel, hy het sy stem verhef, die aarde bewe. Die Here van die leerskare is met ons, die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Kom, aanskou die dade van die Here wat verskriklike dinge oor die aarde bring, wat die oorlog laat ophou tot by die einde van die aarde, die boog verbreek en die spies stukkend slaan, die strydwaans met vuur verbrand. Dat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Psalm 46 vers 1 tot 12. Dit is die woord van die Here. Salig is hy wat dit in sy hart bewaar en dit oordink. Geliefdes, veral ons ouer mense ken Halleluja lied 245 baie goed.
As die lewensstorme woedend om jou slaan en jy gans ontmoedig vrees om te vergaan, tel jou seëninge, tel al een vir een, en jy sal verbaas wees oor wat God verleen. En dan in die tweede vers gaan die lied aan, en ons leer daarso, as jy ooit gebuk gaan onder sorg en pyn, en die kruis te swaar word en jou krag te klein, tel jou seëninge, en dan vlug twyfel heen. Net is hoe die woorde van die liedjie gaan. Nou ek dink vir die gewone lewe leer die liedjie vir ons baie goeie raad. Dit help soms om net te gaan stil staan en te kyk na alles wat jy het en nie net hartseer te wees oor alles wat jy nie het nie. In ander woorde, moenie net in die probleme vaskyk nie, tel jou seëninge, jy sal waarskynlik verbaas wees. Maar daar is 'n ander element hierso wat ons ook moet raak sien. Soms kom daar 'n punt waar jy eerlik moet wees en sê, ja, ek het baie om oor dankbaar te wees, maar dit is nie genoeg nie. En dan kan ons saam met die psalmdigter daar in Psalm 22 vers 12 uitroep, wees nie ver van my af nie, want my nood is naby, want daar is geen helper nie. En die groot vraag is, waar anker ek my siel wanneer die stormgolwe van die lewe dreig om my stukkend te slaan? Hoe maak ek as ek skielik 'n vreeslike diagnose by die dokter kry? Hoe maak ek wanneer my emosionele of fisiese pyn net nie ophou nie? Hoe maak ek wanneer die depressiewolke swaar op my gemoed kom druk? Hoe maak ek wanneer ek my werk verloor of as die besigheid net opdroog en dit net nie weer optel nie? Ek dink, agter al hierdie vrae is daar waarskynlik hierdie een groot vraag waarop ons 'n antwoord soek. Hoe maak ek wanneer dinge onseker lyk en dit nie lyk asof daar antwoorde vorentoe gaan kom nie? Hoe maak ek as my antwoorde en my planne opraak? Nou in Psalm 46 gaan ons vandag na 'n paar ankerpunte kyk, en hierdie ankerpunte is beproef, dit het in ander se lewens 'n groot verskil gemaak. Die eerste ankerpunt waarna ons vanmôre gaan kyk is, God is ons beskermer. En ons lees daar in Psalm 46, God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte, as hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef, daarom sal ons nie vrees nie. Al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see, laat sy waters bruis, dat hulle skuim, laat die berge bewe deur sy onstuimigheid. Nou as ons vir 'n oomblik hier stil staan, ons almal hou daarvan om te wen. Dis vir niemand lekker om die verloorder te wees nie. Maar soms beland 'n mens in 'n situasie waar jy eenvoudig nie kan wen nie. Jy kan maar net probeer kies hoe jy gaan verloor. En wanneer jy in so 'n situasie is daar 'n groot verskil tussen 'n dapper of 'n brawe man en 'n dom man. Kom ek verduidelik dit miskien so. As jy op die jagveld is en 'n bevoeterde ou buffelboel storm op jou af, dan is daar 'n groot verskil tussen die ervare jagter wat met sy 416 Remington Magnum die buffel 'n berekende doodskoot probeer gee en die Hans-ouetjie wat die buffel met 'n ketty probeer wegjaag. Die eerste een weet dat hy 'n probleem het en dat hy die gereedskap het om die probleem op te los. Maar die tweede een weet waarskynlik nie eers hoe groot sy probleem is nie. Nou, soms gebeur dit dat daar 'n buffel van 'n probleem voor jou in die pad staan. En jy weet jy het niks meer as 'n ou wimbuksie by jou om hierdie probleem te probeer oplos nie. Nou op daardie oomblik gaan dit nie help as jy jou beste gee nie. Dit gaan nie help as jy alles insit om die probleem op te los nie. Jou beste is eenvoudig nie goed genoeg nie. Dit maak nie saak hoeveel keer jy hom gaan raakskiet nie. Dit gaan die situasie nie beter maak nie. Trouwens, ek dink dit gaan dit waarskynlik erger maak. So die enigste ding wat jy regtig kan doen as jy in daardie situasie is om die eerste beste boom te soek waarin jy kan klim. Dit maak nie regtig saak of daardie boom 'n doringboom is of nie. Klim moet jy klim. Die punt is, jy gaan nie wen nie. Jy kan maar net probeer kies hoe jy verloor. Nou, hoe maak 'n Christen as hy in so 'n situasie beland? En ja, Christene beland ook in sulke situasies. Christene word ook siek. Christene gaan ook dood. Christene beleef ook finansiële probleme. En so kan ons aangaan. Nou, Psalm 46 vers 2 tot 4 leer ons, God is ons toevlug en ons sterkte. En dit is 'n realiteit wat God se kinders destyds toe die Psalm geskryf is, beleef het. Hulle het dit ervaar.
En dit is iets wat God se kinders vandag ook nog beleef. Trouwens, hierdie Psalm is voor die Here Jesus se kruisiging beskryf. En omdat Jesus sy offer dan nou reeds gebring het, kan ons hierdie waarheid op 'n nog dieper manier beleef. God is ons hulp in benoudhede. Nou in die Bybel word die duiwel 'n draak genoem. Ons lees byvoorbeeld daar in Openbaring 12 vers 9, en die groot draak is neergewerp. Die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele saam met hom neergewerp. Nou Jesus is die een wat die draak oorwin het. En as hy die draak oorwin het, moet ons vir mekaar sê, 'n buffel is mos nie 'n probleem nie. Romeine 8 vers 32 sê, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Die groot ding het God klaar vir jou gedoen, die kleiner probleme sal hy ook oplos, sal hy ook met jou deurwerk. Nou ons behoud is nie in beter omstandighede, ook nie daarin dat ons die probleem vermy nie, nee, dit gaan ons nie red nie. God is ons hulp. As gevolg van wat Jesus alles gedoen het, is die Heilige Gees in ons en hy help ons ook. En daarby het die Here Jesus daar in Matteus 28 vers 20 beloof dat hy met ons sal wees tot en met die volëinding van die wêreld. In Psalm 46 herinner ons hieraan. God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. En wanneer ons voel asof alles onseker is die eerste ding wat ons moet onthou, dat die oplossing vir ons probleem nie hier op aarde is nie. Ons behoud lê in die werk wat Jesus gedoen het en in die werk wat die Heilige Gees nou nog doen. En onthou, God kan ons nie net help nie. Hy het beloof dat hy ons sal help. Nou die tweede ankerpunt waarby ons vanmôre gaan stil staan is, hy is ons vrede. Ons lees, die stroompies van 'n rivier maak die Godstad bly, die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. God is daar binne-in, dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. Dis dan daar in vers 5 en 6. So in hierdie twee verse verander die toneel van die Psalm skielik. In een vers het ons met 'n stormagtige see te doen, en dan in die volgende een met 'n lewegewende rivier vol soetstrome wat maak dat die Godstad bly is. Nou sien raak, daardie dit waarna daar na die verse verwys, is die stad self. Die stad sal nie wankel nie. Dit beteken dat die wat in daardie stad woon altyd veilig sal wees. Dit is vir hulle 'n bron van verligting en vrede. Die rede hoekom hierdie stad nooit sal val nie, is omdat God daar binne-in is. En hy is 'n altyd teenwoordige, standvastige hulp in benoudhede. Calvin het eendag so mooi gesê, die kerk word aanhoudend deur die vlamme van vervolging gebrand, maar dit word nooit verbrand nie, want God is daar binne-in. En wanneer dit voel asof alles vergaan en dit nie meer moontlik is om vrede of vreugde te ervaar nie, moet ons onthou dat ons burgers in die Godstad is. Hy is by ons. En eendag sal ons by hom wees. Dit is ons vrede. Niemand kan dit wegvat nie, niemand kan dit steel nie. En daarby kan ons ook weet dat as ons môre opstaan, sal God nog steeds daar wees. Daar sal elke dag nuwe genade wees. Klaagliedere 3 vers 22 tot 23 sê so mooi, dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie, hulle is elke môre nuut, u trou is groot. Die derde ankerpunt waarby ons nou gaan stil staan, is dat God ons krag is. Ons lees in Psalm 46, nasies het gebruis, koninkryke het gewankel, het sy stem verhef, die aarde bewe, die Here van die leerskare is met ons, die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Kom, aanskou die dade van die Here wat verskriklike dinge oor die aarde bring, wat die oorlog laat ophou tot by die einde van die aarde, die boog verbreek en die spies stukken slaan, die strydwaans met vuur verbrand. Nou, alles wat die psalmdigter sover gesê het, sou uiteindelik niks beteken het, as God nie sterk genoeg was om al hierdie dinge te doen nie. En daarom kom wys die psalmdigter God se krag vir ons. Die koninkryke, die magtige koninkryke van die wêreld bruis en wankel, en soms is alles teen jou en alles wat boos is, wil jou vernietig. Wat gaan God dan doen?
Dan sien ons in die Psalm, as hy sy stem verhef, dan bewe die aarde. Dan smelt al hulle weerstand soos die ys in die Laagveld se somerson. Hy is die God wat vir ons veg, die Here van die leerskare. En al wat hy hoef te doen, is om sy stem te verhef. Niks in hierdie wêreld kan teen God standhou nie. Maar om seker te maak dat ons mooi verstaan, gaan die psalmdigter nog verder. Hy vertel ons nie net van God se mag nie, hy kom wys ons hoe God daardie mag kan gebruik, hoe hy dinge doen. Hy het oorloë gestop, boë en spiese het hy gebreek, strydwaans het hy met vuur verbrand, niks kan by God kers vashou nie. Nou as Christene wat na die kruis lewe, kan ons nog verder gaan. Hy het die sonde en die dood oorwin. Jesus het uit die graf uit opgestaan. Kyk na die werk van die Here, niks wat teen jou aankom kan voor God standhou nie. Nie 'n virus nie, nie die dood nie, nie 'n regering nie, ook nie 'n gebroke ekonomie nie. Dit is 'n groot waarheid waaraan ons moet vashou. Die 4de ankerpunt wat vir ons uitgewys word, is God se doel. Daar staan, laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Dit is vers 11 en 12. Die psalmdigter haal in hierdie versies weer God se belofte vir ons aan, dat hy vir ons sal veg. In vers 10 sien ons hoekom God sy beskerming, sy vrede, sy krag aan swak en onseker mense soos ek en jy sal gee. Want ek sal hoog wees onder die nasies, sê die Here. Nou, God sê uiteindelik dat sy doelwit is dat hy verheerlik word deur sy werke. God beloof dat hy sy naam sal verheerlik, sodat hy bekend sal wees as die groot beskermer, sodat mense hom sal ken as die een wat die groot vrede gee, dat hy die kragtige God is wat dit kan doen. En sodat ons, ek en jy, sal kan weet en sal kan sê, maar hy is in 'n hoë mate beproef. Dit is die Here se doel. Nou miskien wonder jy of God sal aanhou om vir ons so 'n toevlug en so 'n skuiling te wees. Sal jy in 2021 so by God kan gaan wegkruip, kan gaan vrede kry, kan gaan krag kry soos mense dit vroeër ervaar het? Die antwoord is natuurlik sal hy. Hy sal dit vir sy kinders doen. Die eer van sy naam is op die spel. Hy werk in my en in jou sodat ons sy naam kan verheerlik. En dit beteken dat ons God kan vertrou om dit te doen wat ons die beste sal voorberei vir die ewige vrede wat ons vir altyd by hom sal beleef. En selfs al lyk dit asof hy al die ander dinge wat ons so kosbaar ag, asof hy al daardie dinge wegvat, hy sal ons veilig bewaar in Jesus Christus. En hy sal doen wat nodig is om ons veilig te bewaar. Dit is vas en seker. Hy sal ons ook deur 2021 dra, want sy naam sal geëer word deur die wat hy help. En hy doen alles tot die eer van sy naam. Dis 'n troos vir 2021. En daarom, wanneer die lewe onseker is, wees stil en weet. Stop, bid, vra vir hulp. Onthou wie God werklik is en dat jy nie by hom kan kers vashou nie. Wanneer daardie buffel van 'n probleem op jou storm, moenie met jou ketty probeer om die probleem op te los nie. Moet ook nie tevrede wees om in 'n klein doringboompie te probeer klim nie. Vlug na hom toe, jou veilige en vaste rotsvesting. Vertrou hom wat die draak oorwin het, om jou verby ook hierdie buffel te kry. Mense sê deesdae baie keer, jy is genoeg. Dit is ongelukkig nie waar nie. Maar God is genoeg. En sy genade is genoeg, vir elke dag. So wanneer die lewe onseker is, vra God om jou meer van hom te laat sien. Dit is hoe ons onsekerheid as Christene moet hanteer. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons beskerming, ons vrede en ons krag is. Dankie dat U hart vir ons kom wys en dat ons kan weet dat ons altyd op U kan staatmaak. Mag U naam werklik verheerlik word in en deur ons lewens. Amen. Kom ons raak nou stil voor die Here. The
stolhoed van elke kant, die helse leeuwmagte, die een wat sterker is op stand, hy sterk ons swakke kragte, al verf hy met sy lus, die vors van duisternis, ons vrees geen goed of hel, sy vonnis is geveld, ons is sy val te wagte. 'n vaste burg is ons God, ons skuil in hom die sterke. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. 'n Baie geseënde Sondag verder vir elkeen van u.